Welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Om 'n regte verhouding met die Here te hê. En vandag se onderwerp is sonde, die evangelie en die wet. Maar voor ons begin, kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons nou kan hê om te kan bid. Ons sê dankie dat ons by mekaar kan wees en die voorreg kan hê om die woord te kan open. En ek bid asseblief dat die Heilige Gees vir ons sal stuur om dit vir ons duidelik te maak, ons gedagtes en ons eie opinies weg te sal vat, en dat ons sal staan en kan sien die waarheid van u woord. Maak dit aan ons duidelik, wees ook met elkeen wat sal kyk na die program en sal luister na die program. Dis my gebed in naam alleen. Amen. Amen. Vandag se titelteks is uit Psalm 119 vers 93 en 94. Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Aan u behoort ek. Verlos my, want ek soek u bevele. Wat vir my uitstaan uit hierdie teks uit is dat ons behoort aan God. Nou, ons is deur God geskep en ons is gered, teruggekoop. So ons behoort aan hom. Ja, hy het ons geskep. En hy het ons kom terugkoop. Want ons het onsself verkoop. En dit is waar die storie van Hosea is eintlik 'n vreeslike storie. Ja. Maar dit wys so mooi, dis wat God die hele tyd met ons doen. En so, eerstens ons behoort aan God, want hy het ons geskep. Ons behoort aan God, want hy het ons teruggekoop en hy herskep ons. So, ja. 1 Korintiërs 3 vers 19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ja. So ons gaan nou 'n bietjie kyk na sonde. Ons gaan sien dat sonde skei ons van God. Ons gaan 'n bietjie kyk na die wet. En gaan sien dat die wet toon ons die probleem. Ons gaan kyk na die evangelie. En gaan sien dat die evangelie los dit op. Die probleem wat die wet vir ons toon, word opgelos deur die evangelie. En liefde vir Christus is die motivering vir gehoorsaamheid, wat van nature moet volg. So ons gaan bietjie kyk daarna vandag. En die heel eerste gedeelte is afleidings en versoekings. En Samson is een van die, ek wil amper sê die hartseerste, Dit begin so goed, né? Ja, ek bedoel die ouers doen regtig hulle bes en volgens die Bybel wat ons kan sien, volg die instruksies en hulle maak Samson goed groot. My ouma het altyd gesê, jy word goed groot, maar jy word groot slag. So dit kom uit ons eie keuses uit wat ek bedoel is dit. Dit is so, ek dink tog, daar's nie baie inligting in die Bybel oor Samson se ouers nie. Ek dink tog dat hulle was miskien ouer gewees toe hulle hom gekry het, en as gevolg daarvan dink ek hulle was te sag op hom. Ek dink hoe ouer jy word, hoe sagter word jy oor die algemeen. En ek dink dat hulle het gevolg wat die Here vir hulle gegee het, soos hulle het nie so laat sny nie, hulle het nie laat hy sterk drank drink nie, al die dinge wat hulle, maar ek dink nie oor die algemeen, dink ek hulle het miskien te veel toegelaat. Want jy hak nie sommer net so uit iewes skielik uit die blou tyd nie. Dit is geleidelike proses oor 'n lang tydperk wat kom dat jy sekere dinge toelaat wat kom tot op daai punt. As ons kyk in Rigters, ek dink, daar's 'n paar hoofstukke van Samson. Ek dink dit begin in hoofstuk 13 tot en met 16 of 17 daar rond, ek is nou nie seker nie. Maar in hoofstuk 14 sien ons dat Samson het gekies om vriendelike assosiasies te hê met die Filistyne, wat eintlik die vyande van God en God se volk was. En daartussen het hy 'n vrou gesien wat hom... Moet ons onvriendelik wees teenoor ons vyande? Nee, maar... Ja, ek vra dit, want die ding is, die rede kom ek spesifiek, ek is nou 'n bietjie kartongie kies, maar die rede kom ek dit vra, is dat die wêreld daar buite
moet ons vyandig wees teenoor mense wat nie glo soos wat ons glo nie? Moet ons vriendelik wees? Ek glo ons moet vriendelik wees. Maar Psalm 1 vers 1 kom by my op. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan op die weg van die sondaar, wat nie sit in die kring van die spotters nie. So waar bevind ons onsself en in watse kringe bevind ons onsself? So as ek myself gaan plaas in situasies en plekke waar ek nie eintlik moet wees nie, dit beteken nie as ek oor die algemene in aanraking kom met mense wat miskien my vyande kan wees, of wat nie glo soos wat ek glo nie, of wat ook al dit mag wees, dat ek onvriendelik moet wees nie, of dat ek vyandig moet wees nie. Of nie eers dat jy nie 'n vriendskap mag hê nie. Ja, Dit beteken net dat as daar dinge is wat nie ooreenstem met jou geloof nie, dan moet jy jouself onttrek. Ja, en ek dink hy het die stapie nog verder gevat, want hy het 'n intieme verhouding gaan hê met 'n spesifieke persoon. En ek sê dit is nog, jy weet, nog verder gevat. En ja. Sy ouers het vir hom gewaarsku en gesê dis nie 'n goeie idee nie. Kyk net tussen jou eie mense. En hy het aangehou en op die ouend het hulle ingegee. Soos wat hy gesê het, dalk was hulle ouer en hulle het meer. Ek dink dit was een van die enigste leidrade wat ons kan sien wat daar dalk is waar hy fouteer, waar hulle as ouers dalk fouteer het. Maar hy het homself daar bevind. Hy het gekies. En ja, hy het nie na die waarskuwings geluister nie wat sy ouers wel gegee het, en daarso sien ons ook iets dat hy sy eie plesier belangriker as God se missie vir sy lewe, wat van kleins af eintlik nogal duidelik was. Ja, so wat kan ons uit sy ervaring leer? Sure. Kies jou vriende goed. En moenie in dieselfde juk, wat staan hy Afrikaans, ek ken nie die Engels, Moenie in dieselfde juk trek met ongelowiges nie. Ja. So elkeen vir wie die Here 'n besonderse werk gee, staan tog ook voor die keuse of hulle daardie wil van die Here gaan volg of nie. Ons moet kies. En God soek vir ons elkeen 'n vervulde lewe. Maar hy gaan dit nie op ons afdoen nie. En dit wat hy vir ons beplan is beter as wat ons vir onsself kan beplan. En Samson het ingegee tot versoeking, keer op keer, en dit het sy karakter verswak. Sure. En dit is amper, ek dieselfde nou die dag, het ek gehoor, iemand het dit genoem, en dit was nogals vir my baie goeie punt gewees. Dit gesê dat wanneer jy 'n belofte maak en dit breek, dit het effek op jou. Nie net die persoon wat jy dit voor gemaak het nie, maar dit affekteer jou as persoon. Want die negatiewe impak wat dit het op jou, waar jy, dis amper of jy onwetend besef dat jy kan nie regtig beloftes nakom nie. En hoeveel keer maak ons die beloftes aan God nie? Ons is baie keer, veral wanneer ons Sondag, baie keer sal ons, Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Het is amper soos 'n kind, dat ek gaan dit nooit weer doen nie. Nee? En in plaas van dat ons het oorgee aan hom, wanneer ons daai woorde gebruik, dan sê ons eintlik, ek gaan my eie krag probeer om dit nooit weer te doen nie. En dit kom terug na die volk Israel toe, wat gesê het, ons sal hierdie doen. Ek hoor. Jy weet? So jy neem dinge in jou eie mag, in jou eie krag. Sonder dat jy dit regtig so bedoel, maar dis wat jy eintlik doen. Maar ek dink ons stel ook ons kinders partykeer in hierdie slaggat deur vir hulle sê, jy mag nooit weer dit doen nie. Ja. Dan begin ons daai woordeskat vir hulle gee, ek sal nooit weer hierdie doen nie. En ons besef nie eintlik hoe ons kinders opvoed in dit nie. In plaas van om dit te leer en tegnieke te leer, Ja. hoe om beter Op God te doen. te steun. Hoe om, ja, maar ook om prakties. Aan prakties, hoe doen jy dit? En natuurlik, dit gebaseer op jou verhouding met die Here. Waar hy gee vir jou die krag om dit te kan doen. Ons, terug na Samson, ek dink as ons kyk na sosiale media, mode, sport, politiek of vermaak, of enige van daardie dinge wat ons tyd en aandag maklik steel. Selfs goeie dinge, soos om vir die Here te werk, of bedieningwerk te doen, of stendelingwerk, of predikant, of enige van daai. As ons
dit ons fokus maak sonder om 'n verhouding met die Here te hê. Of ons doen goeie werk vir die Here en dit neem die fokus oor in plaas van die fokus op die Here te hê, kan dit skaduwees bring oor ons lewens. En as ons dit toelaat, dan gaan ons nie vir die Here kan werk nie. En die dinge soos sosiale media of mode om heeltyd gefokus te wees op jouself en hoe jy aangetrek is, en ek sê nie dat 'n mens moet slordig wees nie, maar as dit 'n mens se fokus word, selfs oefening wat 'n goeie ding is, as dit gaan oor hoe jou liggaam, jy weet, om jouself te verheerlik, dan enige van daai klas van goeders, en ek dink nou aan Samson. Hy was, ons weet nou nie of hy nou fisies ook sterk. Ek seker van. Ek dink daar was 'n Dit is onmoontlik te doen wat hy gedoen het en dit gaan nie jou spier affekteer nie. Dit is so, maar tog sê dit die gees van die Here het hom gekom. So maar in elk geval, die punt bly staan dat as ons toelaat dat ons fokus verskuif van die Here na onsself toe, dan is daar 'n probleem. En wat jy kan verrig. En baie keer dan mis ons dat dit wat ons eintlik kan doen, maak in Samson se geval is dit nou net soveel groter in die sin van dit wat hy fisies kon regkry. Maar enigiets wat ons vandag kan doen, is dit God se genade en sy krag uit. Niks wat ons doen, is dit ons eie krag uit nie. Niks. Ja, ons kan nie asemhaal nie. Ek kan nie leef sonder die asem van God nie. Ek het nie jou asem van myself gegee nie. Dit is God se genade, sy krag, wat my elke dag aan die gang hou. Ek praat nou van fisies. Ja. Ek praat nie eers van al die ander aspekte nie. Ek praat net van fisies. So enigiets wat ek fisies kan doen, as jy baie mooi daarna kyk, is net deur genade en deur sy krag alleen. Want ek is net stof. Ons is van stof gemaak. Ja. En die Here weet, soos Samson, hy het 'n swakheid gehad. Die Here wou hom gehelp het. En so ook moet ons leer dat wanneer ons sien ons is in 'n pad wat in die verkeerde rigting lei, moet ons Jesus se voorbeeld volg en 'n bietjie eenkant gaan en tyd met die Vader spandeer. Ja. Terug na Samson. Hoe meer hy in die pad van ongehoorsaamheid geloop het, hoe verder het hy van God beweeg, totdat hy die geheim van sy Nazareese verbond openbaar het. So. En toe verloor hy die krag wat God hom geleen het. En die duiwel is slinks, hy gaan nie in jou gesig kom en vir jou die leen gee nie. Hy sal nie man afveg nie, maar agteraf aan jou swakheid, totdat hy aan jou hakskeen kan byt. En hy sal die gat onder jou voete groter grawe, totdat jy nie meer vas staan nie. Maar ons kan ons voete skuif. Ons hoef nie op daai plek te staan waar ons swakheid is nie. So, as dit nou is met skuldgevoelens, of dat jy daai gevoelens het wat jou verswak, hy gaan aan dit knou. En hy gaan jou so maak voel dat jy nie waardig is om na die Here toe te kom nie. Dit is altyd die vyand se plan. Dit is een van die gevaarlikste dinge. As jy voel, jy's nie waardig om na die Here te kom en te sê, ek is jammer Here, ek het weer gefouteer. Ek het weer hier geval. Die regverdige staan 7 maal op. En is 'n volmaakte nommer, dit beteken elke keer op. Ek stem saam en ook nie saam nie. Ja, tongerietjies. Waarop het neerkom, is absoluut waar wat jy sê, maar die vraag is ons waardig? Nee, hè? Tegnies gesproke, nee. Maar dit is Maar ons is tog waardig as gevolg van Christus. Maar dit moet nou vooruit Ek gaan nie vooruit gaan nie, maar jy hoor wat ek sê. So ons moet nie kom en die ding van, ek's waardig. Ja. So ons houding moet reg wees. So ek baie keer as ek gesondig het en ek kom voor die Here, dat Here, ek is nie waardig nie, maar dankie dat ek hierdie voorreg het om dit wel te kan doen. Ja. Om u voor u te kan kom en te kan bid. Ja. Want dit is net genade. Die volgende gedeelte, skeidsmure. Wat verwyder ons van God se teenwoordigheid? En ja, baie keer, ons weet dit is belangrik om verhouding te hê met die Here. Wat is dit wat ons keer? So sonde werk baie keer in 'n subtiele, sluipende manier. Dit is nie altyd die groot, ooglopende dinge wat ons verhouding met God vernietig nie. Of dit wel
ek kan amper sê smoor nie. Want dit gebeur nie baie keer Stelselmatig. oornag nie, maar so geleidelik smoor jy dit uit. Dit is baie keer die klein goedjies. En dis dinge wat ons toelaat in ons lewe, wat geleidelik hierdie skeidsmure ophou. So, Jesus praat 'n bietjie oor hierdie tipe van dinge in die bergpredikasie. En as ons gou kan blaai na die bergpredikasie toe, dit is Matteus 5 vers 3. En dit sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. So, ons sien 'n paar dinge hierso. En as ons net kyk na die kernwoorde, dan sien ons, salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat treur. Salig is die sagmoedig is. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, die barmhartig is, die wat van rein van hart is, vredemakers. Salig is die wat vervolg word. Nie net vervolg word nie, maar ter wille van geregtigheid. En dan salig is julle wanneer julle mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen hulle spreek. Nie net sommer net nie, maar om my ontwil. So dis 'n paar dinge wat ons net in gedagte moet hou. So 'n paar punte wat ek graag wil gou noem. Nommer 1. Selfvertroue is 'n goeie ding. En as ons na moderne en in die wêreldse sielkunde kyk, dan is dit 'n baie prominente ding wat tevoorskyn. Dinge wat hulle baie hoog ophou. Dis om selfvertroue te hê. Maar sonder God is dit 'n probleem. As jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryk kan bring nie, val jy miskien juis in die kloue van die versoekings en sonde. Ons teksvers het ook sê, pas op as jy dink jy staan, dat jy nie val nie. Ons het gesien Samson in sy lewe gekyk, maar sy ondergang was nie net Delilah nie. Dit was die selfvertroue wat hy gehad het, dat hy gedink het hy kan wegkom hiermee. Hy kan dink soos, dis okay, ek kan dit doen. Weet ander mense miskien, vir hulle sal dit, maar ek sal dit kan regkry. En hoeveel keer is dit nie die geval nie? En wat gebeur? Jy kry dit nie reg nie. Ons moet leer om te luister na daai waarskuwings soos wat jy genoem het. Dan die volgende een. Trots en selfvertoon. Hoekom doen ons goeie dinge? As ons mense daar buite help, armes help, gaan praat ons daaroor met ander mense en sê, ja, ek het hierdie gedoen, ek het daai gedoen. Is dit om gesien te word, of dis is die dit om vraag. te doen, omdat jy weer het reg? So as ek groot donasies gee vir bedieninge of anders. Maar jy weet ek sê, as ek groot donasies gee, gaan ek verkondig het, maak ek het, laat dit almal dit kan sien. As ek tiende of offergawe in die kerke gooi, wys ek vir mense, dat hulle kan sien, kyk, kyk, die man het 'n klomp geld ingegooi. Is dit waar dit gaan? Want Jesus praat daarvan. Hy sê, fariseërs en almal kom in en dan gooi hulle klomp, en dan is daai vrou die meeste gegee. So Jesus kyk na die hart, en ons kyk na die uiterlike. So, nêrens sien ons dat Jesus goedgesind praat oor trots, en mense wat baie, ek wil amper sê, te veel selfvertroue. ja, en wat
egoïsties is, as ek het amper so kan stel, waar jy dink die wêreld van jouself. Nêrens sien ons dat Jesus Dit goed praat nie. selfs as ons kyk, die disipel wat dit nie gemaak het nie, is eintlik die een wat daai tipe houding gehad het. So, ons moet regtig selfondersoek doen, en kyk, is ek nie miskien besig met dinge wat ek nie meer besig moet wees nie. Dan die volgende punt ek graag ook nou wil kyk is welis. Jesus sê dat 'n wellustige blik al klaar egbreek in die hart is. As ons net kyk, waar is die beginpunt van sonde in ons lewe? Begin in die hart. Dit begin, as ek die gedagte begin koester. Ja. So, ons kan miskien 'n gedagte kry, maar doen jy met bid hom daai weg. gedagte? Ja. Bid hom weg. Moet hom nie koester nie. So, ons almal het luste, as ek dit so kan stel. Ek is baie keer lus om te eet, maar gaan ek my ooreet? Ons het sintuie, weet, ons is nie robotte nie. Maar die Here het ook vir ons 'n brein gegee wat in beheer is van alles. En ons is verantwoordelik om dit alles wat die Here vir ons gegee het, al hierdie wonderlike dinge, reg te gebruik en op die regte manier te gebruik, in die regte konteks te gebruik en in die regte raamwerk te gebruik. En dit is baie, baie belangrik. Dan ook wat baie interessant, wat ook een van die goeders wat hier uitkom, is, ons moet nie veroordelingsgees hê nie. So jy wil sê, al hierdie dinge is direk wat skeiding tussen ons en God kan bring. Okay? Ja, dit is wat baie keer die beginpunt is, om ons verhouding met die Here te smoor. Dit laat my dink aan meetkunde. As jy 'n driehoekie het, en is 'n klein hoek, maar hoe verder jy gaan, hoe groter word die verskil. So as jy 'n klein gedagte het, en jy koester hom, dan gaan dit eintlik groter skeiding bring. Dis baie keer, het jy al ooit gehad, dat jy vriende is met iemand, en dan sien jy hulle vir jare nie, en dan sien hulle weer, en dan is dit soos in, jy kan nie aangaan waar jy gestop het. Het jy al die teenoorgestelde al ervaar, waar jy vriende gehad het, kom jy by mekaar en jy kyk net vir mekaar, jy het geen klou wat om mekaar te sê nie, want julle paadjies het so ver geskei. So, op daai punt was, julle nog meer dieselfde idees gehad, gedagtes gehad, wat ook al het mag wees, so julle het goed oor die weg gekom. Maar, in daai tydperk dat julle nie by mekaar was nie, is dit soos kom by mekaar en is soos, Daar's niks meer in gemeen nie. En dis baie keer wat gebeur, is dat, en dan is dit nie, dit is amper asof, jy is nie meer lus om Bybelstudie te doen, jy is nie meer lus om te bid nie, verstaan, daar is nie meer iets waar jy na smag nie. Maar dit beteken nie, as jy op die punt is, dat jy nie kan terugkom. Nie, ja. Daar's altyd hoop. Skus, so veroordelingsgees. Ons moet nie veroordelingsgees hê nie. Ons moet nie ander mense oordeel nie. Ons moet nie veroordelend wees teenoor ander mense nie. En elkeen groei op hulle eie, elkeen het hulle eie punt wil aan die Here met hulle werk, op daai tydstip. Nie dat die ander dinge dalk nie belangrik is nie. Die Here loop 'n individuele pad met elke individu. Ja. So, en ons moet nie die plek van God vat, want dit is God wat oordeel. Dit beteken nie, ek kan nie onderskei tussen wat reg en verkeerd nie. Dit beteken nie, ek is nie my broer se wagter nie, want as ek sien dat my broer struikel, moet ek daar wees om hom te help. Maar dit beteken nie, ek gaan hom oordeel en veroordelend wees teenoor hom nie, ek moet hom help. Dan, die 5de punt, haat en bitterheid. As daar iets is in jou hart wat jy aan vashou en bitter oor is. Maar koester weer eens. Selfde ding. Dit moet nie deel van ons wees nie. En Jesus self sê dat ons moet nie woede hê teenoor ons medemens nie, want dit is 'n vorm van moord. En die manier hoe ook ons broeders, ons vriende, mense om ons hanteer, is deel daarvan. Ons moet vergewe. Jesus self gebruik dat die voorbeeld en die gelykenis wat hy vertel het van die man wat soveel geskuld het en hy gegaan en dit was hom vergewe en hy het uitgegaan en hy het nie daai vergewensgesindheid aan sy medemens oorgedra en uitgeoefen nie. En wat het gebeur met hom? Hy was toe gegooi in 'n plek waar hy nie moes gewees het nie. So, dit is een van die dinge wat as ons nie vergewensgesindheid
het in ons lewe nie, kan ons onmoontlik in verhouding wees met iemand wat wel so is. En God is dit. En ek dink deel daarvan is die 6ste punt, is dat die haat wat ons het teenoor ons vyande. Ek laat my dink aan David, sorry. Maar dit is baie interessant, as jy gaan kyk, as jy gaan lees, nee, want baie keer, dit, wat ek het al deur daar gegaan, is ja, jy weet, en dan lees jy hierdie, en is dit ja, David, praat broer, nee, maar dit stop nie daar nie. As jy die Psalm verder lees, dan kom jy tot op 'n punt, so dan gee jy myself weer oor, en dan, maar dit begin met, die punt is, jy kan jou hart uitstort. ja, dit is, dit is, Here vernietig hulle. En dan moet jy laat gaan. Jy verstaan, Dis die Here se werk. maar, Ja. Jesus sê vir ons, ek sê vir julle, om die vyande lief hê, bid vir die wat julle vervolg. Verstaan, so, en dit En dis kom ook die net, bergpredikasie, né? ja, dit is nou verder af, ja. So, dis die type dinge wat ons moet uitoefen in ons lewe, en ons gaan ook nou verder kyk, as ons nou verder gaan met hierdie studie, gaan ons sien, hoe hierdie makliker gaan uitkom, en ons gaan baie keer fokus op hierdie punte, en sê, okay, dis wat ek nou moet doen, en as ek hierdie nou doen, dan gaan ek 'n verhouding met die Here kan hê. Maar dit is nie hoe ons moet begin nie. Ek noem hierdie punte sodat ons kan bewus wees, dat dit kan raak sien in ons eie lewe, en dan gaan ons nou verder kyk oor hoe dit makliker is om dit dan toe te pas. Nou, Jesus gebruik dramatiese voorbeeld van as iets jou pla, wat moet jy doen? Kap het af. Ja. En as jou oog 'n struikelblok is vir jou, pluk dit uit. Nou, dit is nie letterlik nie, maar dit is hoe ernstig hierdie boodskap is. Sonde is ernstig. En Jesus maak dit vir ons baie duidelik dat as daar iets is wat jou laat struikel, as daar iets is wat jou maak sondig, vermy dit. Kom weg. Ja. Moenie daar wees nie. Moenie rondspeel met dit nie, soos wat ons gesien wat Samson gedoen het. Hy het gaan speel met sonde. Ja. En dit was sy ondergang gewees. Dit kon soveel beter geëindig het. Dit is so hartseer. Dit is een van die mooiste stories. Dit begin so mooi en dan is dit een van die hartseerste stories in die Bybel. Dit hoef nie so te gewees het nie. Nou ek het 'n baie belangrike vraag wat ek graag wil vra. En die vraag is: watter dinge in ons lewens beskou ons as te kosbaar om prys te gee? Al weet ons dat dit ons verhouding met God kan benadeel. En dit is iets wat ons letterlik moet onsself afvra. Dit kan selfs 'n gedagtegang of 'n mindset wees. Dit hoef nie iets enigiets ja. wees. Dit hoef nie iets wees, dit kan enigiets wees. Ons moet letterlik gaan en gaan bid en as jy nou by die huis sit, nee, en jy dink okay, kan jy nou enigiets dink nie. Bid en vra dat die Heilige Gees vir jou sal wys, wat is daar wat jy bo God stel? En hier is die teksvers wat ek net genoem het, 1 Korintiërs 10 vers 12, die wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Vir my soos 'n spreekwoord klink. Ja. Sjoe. En nou die volgende deel. Sonde het nie 'n merker as daar nie 'n wet is nie. In die Bybel is daar nogal 'n duidelike definisie van sonde, alhoewel ek moet sê ek verkies die Engels. Natuurlijk. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Whosoever committeth sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Om die wet te oortree is sonde. Wat sê Jesus oor die wet? Matteus 22. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So, as ons hierdie twee eintlik nakom, soos wat die volheid waaraan wat dit behels, is eintlik al 10 wette. Ja.
die eerste 4 gebooie beskryf hoe ons verhouding met God moet wees en die ander 6 hoe ons met ons medemens te doen moet hê. Die Bybel beskryf dit ook as 'n verbond. In Deuteronomium 4 vers 12 en 13. En die Here het met julle uit die vuur gespreek. Julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Toe het hy, dis nou te praat van toe die 10 gebooie gegee was, toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op 2 kliptafels geskrywe. Sure. So om 'n verbond of 'n verbintenis te maak tussen 2 partye, dit het duidelike verpligtinge en beloftes en tekens van lojaliteit. Okay? En God sê, hy wil ons God wees. Hebreërs 8 vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Here. Hy sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en aan hulle oortredinge nooit meer dink nie. Wat 'n belofte. Die wet is die standaard van die lewe in hierdie verbond. En ons tema is om 'n egter verhouding met die Here te hê. So in hierdie konteks, wat is dan die doel van die wet as 'n verbond? Ek dink aan 'n huwelik. Dis 'n verbond, dis 'n belofte. En daar's reëls. Daar's riglyne. Ja, dit is nie soos in dat ek dit nou gaan neerskryf en sê hoorie, nee. Ek wil amper sê dis outomaties, dis vanselfsprekend, maar die Here het dit goed gedink om dit neer te skryf. As ek kyk na 'n huwelik, daar is sekere baie definitiewe reëls. En ek bedoel, ek en jy het 'n kontrak, letterlik 'n fisiese kontrak volgens die land se wet het ons 'n kontrak geteken. Okay. So daar is daai reëls. Maar daar is daai kontrak wat ons het. Maar dan het ons nie net daai nie, maar dan het ons apart van dit. En wat vir my die belangrikste is. Want ja, die landswet is belangrik en alles, maar daai is vir my half whatever, né? Wat is ek nou gepla oor wat die landse wet, moet ek eers verstaan, hè? Maar in vergelyking met die ooreenkoms wat ek en jy voor God aangaan. So daar het ons geloftes afgegee. Daar het ons vir mekaar gesê, wat is belangrik, wat is dit wat ek vir jou sal doen, kersie en alle dinge, en so, my punt is maar net, dit is die geloftes wat aan afgeleid voor God, né? En daar het ons 'n belofte gemaak. Verstaan jy? En dit is wat tel. Verstaan jy? En dit is waar dit kom met die wet, is dat Jesus kom en hy sê dat ek sê jy op 'n hart skryf. Want dit gaan nie net oor 'n fisiese plek waar dit staan, wat is dit nie? Dit gaan oor met op jou hart wees. Deel van jou leefstyl, deel van jou denkwyse, deel van wie jy is word. So Johannes 14 vers 15 sê, want hy vra ons om te gehoorsaam, hy gee ook die rede hierse, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Wat is hierdie teken dan van verbond? Ag, dis mooi. Exodus 31 16 en 17, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier. Dis 'n fees in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken. Want, ag, dis so mooi. Hier gee hy die rede, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. Maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Selfs met die skepping, nog voor sonde, is hierdie verbond en die teken van die verbond daar. Sure. Dit is nie, okay, nou moet ek gou jou Sabbat hê, deel van die 10 gebooie, omdat daar sonde is nie. Nee. Die teken van die verbond, nog voordat die wet neergeskryf is, ja, ek glo dit was nog, ek bedoel, daar is nie 'n oortreding sonder 'n wet nie. Maar
Dis my so mooi. Maar hoe belangrik is dit, dat ons as Christene, wat glo in die woord van God, moet besef die belangrikheid dat ons glo in die skepper, God. Want ons is in 'n tyd dat ons in leef, in 'n era wat ons leef, waar daar baie Christene en baie kerke, en selfs baie predikante is, wat nie meer glo in die skepping nie. Dat hulle glo dit is 'n mite, hulle glo dat dit is iets wat 'n storie is. Dit is 'n simbool. Verstaan, dit is nie 'n werklikheid nie. Dit is deel van die verbond. Dit is deel van wat ons moet doen om terug te kom by die een wat ons geskep het. So, as kind onthou ek, dat my ma so kaartjie gehad waarop daar woorde was, wat sê, ek kan nie presies bewoord hoe dit was nie, maar het pas het op neergekom. The law of God is a hedge, either keeping you in or keeping you safe. So, ons kan kies hoe ons die wet ervaar deur ons siening. Hoe sien ons die wet? Is dit God wat ons beskerm of ons beperk? Ja. Nou op daardie is die volgende gedeelte, die wet en die evangelie. Nou, die wet en die evangelie is nie teen mekaar nie. Hulle is nie opponente nie. Hulle werk in absolute, perfekte harmonie. Die wet toon vir ons die probleem, die evangelie bied vir ons die oplossing. Sonder die wet het die evangelie geen konteks nie. Daar's geen rede hoekom die evangelie moet bestaan as die wet nie bestaan nie. Die wet is amper soos 'n diagnostiese instrument, soos dit is nou die Afrikaanse woord, ek kon nie regtig nou uitfigure wat die regte Afrikaanse woord is nie, maar dit is 'n ding, wat ek seker van mense het al gesien, as jy jou kar invat, dan plak hulle hom in by jou kar, en dan kan hulle sien, hardloop hulle om deur, as daar enige error codes is wat op jou dashboard is in die kar, dan sal hulle nou vir jou wys, okay, dis error, so en so en so, en dan, okay, jy as nie genoeg suurstof wat deurkom nie, daar is nie genoeg petrol, wat ook al het mag wees. En dit wys vir jou, wat is die probleem met die engine. En so doen die wet dieselfde met ons. Die wet kan ons nie red nie. Dit was nooit die doel gewees van die wet nie. Sy funksie is om vir ons te wys, wat is ons toestand. Sy funksie is vir ons nie as om ons te genees van sonde, of ons te herstel van sonde nie. Dit is 'n bril om vir ons te help om duideliker te kan sien wat ons toestand is. Dit genees nie ons oor nie, maar dit maak dat ons kan sien. Dit is 'n spieël wat vir ons wys dat ons veil is. Dat ons het God nodig. En dit is hoekom die evangelie inpas in ons lewe. Dit is hoekom ons die evangelie nodig het in ons lewe. Want die wet bestaan. Matteus 5 vers 17 tot 18. Ons het net nou gelees, net 'n bietjie voor dit, die saligsprekinge. En as ons 'n bietjie verder gaan, dan sien ons in Matteus 15 vers 17 tot 18 sê dit, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet weg te maak, of dit wat die profete vir ons gesê het weg te maak nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om dit te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Jesus het nie die wet afgeskaf nie. Hy het dit kom vervul. En dit beteken vir ons twee dinge. Hy het die wet volmaak gehoorsaam. In sy lewe het hy elke eis van die wet bevredig. En nommer 2, hy het die dieper bedoeling van die wet geopenbaar.
Nie slegs die uiterlike nakoming nie, maar die hart van die liefde waaruit ware gehoorsaamheid spruit. So ons sien baie duidelik in Jesus se lewe hoe hy die wet onderhou het. In alle opsigte. Maar dan het hy ook die wet vir ons kom verduidelik. En hy het vir ons gesê, julle sê so, maar ek sê vir julle. Hy het dit kom vir ons verduidelik op so 'n beter, makliker manier om te verstaan, en veral in die tyd wat Jesus gekom het, waar hulle eintlik baie wetties was, het hy gesê, julle onderhou nie eintlik die wet nie, want dit is hoe dit eintlik gehou moet word. Jy sien, die wet weerspieël God se karakter. Om die wet te verstaan, is om God beter te leer ken. En om God beter te ken, is om ware liefde vir Jesus te hê. Ons gaan 'n bietjie kyk nou na die wet en as uitdrukking van verhouding. Die 10 gebooie wat ons kan sien in Eksodus 20. Die 10 gebooie is nie net arbitrære reëls nie. Hulle beskerm 2 verhoudings. Ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar. Soos wat jy net genoem het, die verhouding wat ons het met ons medemens en die verhouding wat ons het met God. Die wet is nie 'n las nie. Dit is 'n beskermingsmeganisme vir dit wat die mooiste is in die lewe. Verhoudings. En die bewys, sy gebooie is nie swaar nie. En ons sien dit baie duidelik in 1 Johannes 5 vers 3. En die evangelie is vir ons die antwoord. Romeine 3 vers 28. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. En in Galasiërs 2 vers 16, en dit sê vir ons, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Dit stel dit so duidelik. Die wet wys vir ons wat ons doen wat verkeerd is, maar dit kan nie meer as dit doen nie. Christus het die volle straf van die wet vir ons gedra. En sy geregtigheid word deur geloof aan ons toegereken. En ons word geregverdig, nie deur wetonderhouding nie, maar deur geloof in hom. Die gevaar vir die gelowige wat die wet ernstig wil opneem, is wettiesheid. Die stilswygende oortuiging dat gehoorsaamheid ons beter voor God sal maak. Maar in die hemelse hof is ons enigste pleitgrond nie ons rekord nie. Dit is Christus se volmaakte geregtigheid wat na ons toegereken word. Jy sien, ons kan fokus om alles reg te doen, alles perfek te doen, en miskien kan ons dit reg kry op een of ander manier in ons eie krag. Maar dit gaan ons in die hemel bring nie. Dit is nie die een wat ons sonde gaan wegvat nie. Niks goeds wat ek nou kan doen, kan dit wat ek verkeerd gedoen het in my geskiedenis skoon was nie. So, dink jy nou net jouself hier aan, Dit is die oordeelsdag. En elke sonde wat jy nog ooit gedoen het in jou lewe, word opgeroep. Waarop gaan jy jouself beroep? Gaan jy staat maak op jou wetsonderhouding? Of gaan jy staat maak op Christus se geregtigheid? En hier is 'n baie mooi gedeelte wat ek graag wil deel met julle. En dit sê, Israel se enigste hoop dat die Godsplan deur hulle vervul sou word, was na mate hulle ontzag vir God se heilige woord gehad en dit in hulle binneste gekoester het. Hierdie agting vir die wet van God is wat die volk tydens koning Dawid as ook vroeg in Salomo se regering sterk gemaak het. Deur geloof in die lewende woord is hervormings in die dae van Elia en Josia bewerkstellig. Jy sien, die wet is daar om vir ons te wys
wat ons verkeerd doen. Maar dis ons verhouding met God wat ons help om dit te kan gehoorsaam. So 'n paar vrae wat ek graag wil deurgaan. En ek dink dit is belangrik dat ons dit doen. Eerste een is, hoekom sou die evangelie sonder die wet sy skerpte verloor? Hoekom sal dit wat om die waarde gee, verloor? As daar nie sonde is nie, ander woorde, as daar nie 'n wet is nie, waarvan moet ons gered word? Sonde is die loon. Die loon van die sonde is die dood. Die evangelie red ons van sonde. Maar wat as ek kom en ek sê, ja, daar is dinge wat verkeerd is in die lewe. Dis nie noodwendig sonde nie, maar daar is dinge wat nie reg is nie, of wat nie goed is nie. En dis waarvan ons verlossing nodig het. Want dit is wat die baie sekere, nou nie almal nie, seker moderne predikante leer. Dit is ja, daar's dinge in die wêreld wat nie reg is nie, wat verkeerd is. Dus almal weet, dit is verkeerd om iemand dood te maak. Okay. Maar daar bestaan nie reg so iets as sonde nie. Daar bestaan ook iets as die duiwel nie. Nou wel, Dis alles opgemaakte goed. dan wat is die punt dan van geloof? Jy glo, want die Here gaan ons verlos van dit wat nie reg is nie. Net van life in general. Ja. So, dis hoekom ek hierdie, maak nie vir my sin nie, ek weet dit ook nie sin nie. Maar dis hoekom ons moet teruggaan. En dis hoekom ek nou daai punt gemaak het van hoe belangrik dit is, en ons glo in die skepping, want as ons glo in die skepping, nommer 1, ons weet God het geskep, weet ons Adam en Eva het bestaan, ons weet dan hoe sonde, wat bestaan in sekere mense idees, gedagtes, dat sonde het begin, okay? Wat beteken, daar is hierdie groot stryd tussen goed en kwaad, tussen die Satan en Christus. Ons sien nou 'n groot stryd in die Bybel, regdeur. So as ons nie die beginpunt van die Bybel glo nie, dan maak die res nie sin, soos jy sê, dit maak nie regtig sin nie, maar mense probeer dit te laat sin maak, ten spyte daarvan, maar as jy nie glo in daai eerste gedeelte nie, dan maak die res nie regtig sin nie. Nou die volgende punt, hoe verklaar jy dit, of hoe verklaar jy die verskil tussen wetsonderhouding as vrug van liefde en wetsonderhouding as 'n middel tot verlossing? Sure, ek dink vir my is dit gaan oor jou motief. Waarom wil jy gehoorsaam wees? Omdat dit die regte ding is om te doen? Omdat jy God wil behaag? Is dit omdat jy vir jouself net soos 'n beter lewe wil gee, dat jy aansien kan kry van jy doen wat reg is? Is dit omdat jy Dat mense kan sê, ja, daai is 'n goeie persoon. Ja, of soos ten minste selfs om net te sê soos daai ou is 'n Christen, want jy weet, waar lê die motief? Maar dit is nog wel 'n ding wat ek dink op die ou end praktiese verskil gaan dit oor dat ons ons eie harte ondersoek en toelaat dat die Here die krapperige dele in ons harte, in ons lewens ook aanraak. Jy het net nou die teksvers gelees, Johannes 14 vers 15, wat sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. In watter volgorde staan liefde en gehoorsaamheid hier? Eers liefde. Jy sien, hier het hy gesê, bewaar my gebooie. Om te wys dat jy lief is. Ja. Ja. Jesus sê, as julle my liefhet, so dit begin met verhouding, dan gaan dit oor na gehoorsaamheid. En dit is die motivering. Dit is waarop het neerkom, is dat dit begin met liefde tot God. Dit begin om God te ken. En dan gehoorsaamheid. En ek dink soos wat jy sê, dat dit regtig 'n vrug van die Gees is, moet ons toelaat dat die Here aan ons lewens werk, want die evangelie red ons nie net van die resultaat van sonde nie, maar van sonde hier binne ook. Dat ons vry kan wees van die kettinge wat sonde eintlik op ons het. Ja. So om al dit te weet, moet ons dit ook doen. Hosea 4 vers 6 en 10 sê, Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel,
Want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Sjoe, dis dan verskriklik. Dan vers 6 sê, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sjoe. Sjoe. Al verstaan ons al die Bybelwaarhede, maar dit verander nie ons harte nie, is dit nutteloos. Dit help nie ons ken die Bybel nie, dit help nie ons het dit als gememoriseer, maar dit is nie in ons om 'n verandering te maak nie. Ons moet Jesus se instruksies volg. Dis soos met oefening. Alweer die oefening. Dit help nie ons weet dat oefening goed is vir jou nie. Dit help nie ons praat daaroor, ons bespreek dit, maar ons doen dit nie. Okay, ek sê niks verder nie. As ons met 'n prinsip saamstem, maar ons pas dit nie toe nie, is dit nutteloos. Amen. Ook so moet ons God se wil volg. Mense, sy preek vir haar snap is so. In daad, nie net in woord nie. Jesus gee 'n sterk waarskuwing in Matteus 7:21 wat sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. As ons maar net God vertrou, dat dit wat sy wil vir ons is, eintlik soveel beter is, as wat ons vir onsself probeer uitwerk, sal ons meer gretig sy wil soek. Sal ons dit ook wil doen. So, ons moet Jesus se woorde in praktyk uitoefen. Matteus 7 vers 24 en tot 27 sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en het in nie geval nie. Want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm, en dit het geval. En sy val was groot. Presies dieselfde omstandighede. Maar as die fondasie daar is, dan sal dit kan staan. Wat amper nou dink. Ek dink nou aan rubberstal. Ja. Elke keer wat jy sê. Ek het letterlik dan met my pa en my ma gesels nou gister. En toe gesels ons nou spesifiek oor hierdie. Want my pa het my geleer, as jy ding doen, oordeelsdag. Oordeelsdag. Dit moet hou tot by oordeelsdag. En ons het nou gesien in hierdie storm wat hier so deur die Weskaap is. Nou, wat is dit, 2 weke terug? En hoeveel skade. En dit is eintlik vir my nogal interessant, want ek het verby 'n paar plekke gery waar ek sien, okay, die een huis staan en die huis langsom staan nie. Die een gebou, daar's 'n groot warehouse hier so in die Kaap, wat amper heeltemal daarmee heen is, maar die een langsom staan. En wat dit vir my sê is, dat baie keer doen bouers net die nodigste. Die minimum. En as gevolg daarvan, is dit 'n probleem. En ons het dit self ervaar, in Riversdal, toe ons daar gebly het op 'n plaas. Die winde daar is op 'n ander vlak. En baie keer kom mense, en hulle bou daar so, en hulle is nie bewus van hoe erg dit eintlik daar is nie. En dan vind hulle later uit. Te laat. En dit wys net vir ons hoe belangrik dit is dat ons gefondeer moet wees. In ons geestelike lewe, in alle opsigte. Want ja, miskien is die lewe okay, en jy dink jy voel alright. Maar dan gaan tye kom, moeilike tye gaan kom. Een of ander tyd gaan dit gebeur. En die vraag is, gaan jy staande bly? Jy weet, dit laat my nou dink, doen ons die minimum om ons verhouding met die Here net Aan die gang te hou. Ja. Doen ons die minimum of gaan ons die oortreffende trap om werklik ons verhouding
standvastig te hê. Want storms gaan kom. En erger storms as wat ons nog ooit in ons lewe gesien het en nog ooit kan uitdink. Dit gaan erger wees as wat ons ooit kan uitdink. Sjoe. Ek dink ons vergeet 'n bietjie net wat op hierdie aarde wag. En die uitkoms is Christus. Dis nie in onsself nie. Ons kan nie voorbereid genoeg wees nie. In die sin van ek. Dis Christus. Dis baie interessant dat jy dit nou noem, want dit het my onmiddellik laat dink, ek het 'n boek geluister, en ek probeer net dink wat die man se naam is op my tong, en is 'n geweldige, ongelooflike baie goeie boek. En dis nou nie 'n geestelike boek nie, dit is soos 'n besigheidsboek, maar al die waardes en die hele struktuur van die boek, die persoon is 'n Christen. So alles is gebaseer op die Bybel. En in hierdie boek is daar 'n spesifieke plek waar hy begin werk het by hierdie een plek, en as iemand vir hom, of sy manager vir hom werk gegee het, wat hy gesê, okay, binne 2 weke met hierdie klaar, dan het hy dit seker gemaak dat hy klaar is in 2 dae. Hy het nie die minimum gedoen nie. Hy het die maksimum gedoen. En hy het binne 'n kwessie van 2 tot 3 jaar, het hy in die hoogste range in daai besigheid opgegaan. Omdat hy die maksimum gedoen het. En die vraag wat ons self moet vra is, doen ons die maksimum? Kyk ons na ander mense, ek wens ek het so verhouding met die Here gehad. Ek wens ek het daai, moenie wens nie, doen dit. Gaan en doen absoluut alles wat jy kan doen, om daai verhouding met die Here te kan hê. Want jy kan. Niks hou jou terug nie. En dit is dan basies die eenvoudige uitdaging. Gaan ons toepas wat die woord vir ons sê. Nou die Bybelse gebruik van ken, gaan verder as intellektuele kennis. Dit dui op 'n persoonlike lewende verhouding. En om God te ken in Bybelsin is om in 'n voortdurende verhouding met hom te leef. Nie bloot om feite oor hom te ken nie. En ons het nou net gesien wat jy in Hosea gelees het. En Hosea waarsku vir ons dat die volk, God se volk, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En daardie kennis is nie net akademiese kennis, dit gaan nie net oor algemene kennis nie. Ons lees in die teksvers net voor dis die kennis van God, wat nie meer bestaan nie. En dit is wat ons lewe verander. In Matteus 7 vers 21, sê dit nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. So, hoe maklik is om te praat oor al hierdie dinge, hoe maklik is dit om selfs te bid, en dan op te staan van ons knieë, en net voort te gaan met ons dag, en het vergeet wat ons gebid het. Die vraag is, gaan ons dit doen? Gaan ons toelaat dat hierdie kennis van God ons verander, dat ons wel hom werklik leer ken? Nou as ons in die Bybel kyk, dan mag het miskien streng lyk. Dit mag miskien wetties lyk, as ons na die wet kyk. Maar kom ons kyk 'n bietjie logies daarna. Ons leer God ken deur sy woord en deur gebed. En na mate ons hom leer ken, verstaan ons sy wil. En hoe meer ons sy wil verstaan, hoe meer gaan ons dit wil doen. Nie uit vrees nie, maar uit liefde. Jy sien, in dieselfde manier hoe ons kinders probeer grootmaak, is dat ons sê nie vir hulle net, moenie hierdie doen nie, ons sê vir hulle, hoekom hulle dit nie moet doen nie. Ons gee vir hulle die rede agter alles. En as hulle dit kan verstaan, dan gaan hulle uit hulle eie uit wil gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid is nie die toegang tot verhouding nie. Dit is die bewys van verhouding. Soos 'n kind wat sy ouers se wil doen, nie om goedkeuring te verdien nie, maar omdat hy sy ouer liefhet. Jy sien, God se wet weerspieël sy karakter. Sy evangelie herstel ons verhouding met hom.
En gehoorsaamheid, nie as las nie, maar as liefdesdaad, is die bewys dat die verhouding werklik lewend is. En die vraag is, nie het ons die kennis van God nie, maar ken ek hom werklik? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons weer eens kon gekyk het na u woord, dat ons kon gesien het hoe ernstig sonde is. Dat ons gesien het dat u wel vir ons die wet gegee het, maar Here, dat u nie net vir ons die wet gegee nie, u het ook vir ons die goeie nuus gegee van verlossing, die goeie nuus dat ons van sonde verlos kan word en die krag kan kry om gehoorsaam te wees en hierdie wet wat u vir ons gegee te kan onderhou. Help asseblief dat ons sal besef dat dit gaan nie oor kennis van God nie, maar dat ons u wel sal ken. Bid ek in u naam alleen.